25 jaar gelede was ek bevoorreg om die heel eerste uitvoering van die Libertas koor in Kaapstad by te woon. Dit was 'n jubelende aand, onthou ek. En nou gaan ek by Johan en Louina de Villiers kuier, die stiekkrag agter die koor hier in Stellenbosch. Johan, julle was julle tyd vooruit, maar was ons land toe reg gewees daarvoor? Ek het nie eintlik so daaraan gedink nie. Ek het gedink daar was vir my en by Louina was daar 'n ongemaklikheid met ons land se politieke situasie oor die dinge wat ons medelandsburgers moes ervaar as gevolg van ons regering se beleid. En toe besluit ons, kom ons kyk of dit kan werk om 'n koor te stig wat met verteenwoordigend uit al die hoofkulturele rassegroepe van die Wes-Kaap. En ons maak daai koor en ons gaan sing voor gehore en kyk of dit 'n verskil maak. Die Libertas koor het 'n baie besondere missie. Ja, ek dink enige koor, jou eerste missie moet wees aan musiek. Jy moet goeie musiek op so hoog standaard as wat vir jou moontlik is, oordra aan gehore. Maar saam met daai missie in ons geval is om ons land se eie skatte te ontgin. Ons plaas 'n sterk fokus daarop om uit al die gemeenskappe die juwele daaruit te trek, te laat verwerk en te sing. Johan, julle het weggebreek van die stywe koormusiek en beweeg nou oor baie genres. Ek sê, musiek moet altyd 3 dinge doen. Hy moet sing, die musiek moet dans, en die musiek moet asemhaal. En onder andere moet dit dans. Alles hoe sag en hoe lig, maar daar tog 'n onderliggende, mooi statige dans wees. En ek sê altyd vir die koorlede, hulle moet dit in hulle lywe weerspieël. En dan is julle nie bang om ander kunstenaars en musisië in te trek nie. Ja, want ons het vroeg in die Libertas koor se bestaan al besluit om nie net onbegeleide konserte te gee nie, maar ook die groot oratoriums, Bach, Handel se Messias, Brahms se Requiem, Mozart Requiem en 'n orkes betrek. Ons het saam met volle simfonieorkes het ek die waaghalsige skoene aangetrek om die orkes ook voor my te hê. En natuurlik het soliste nodig. So skuur jy skouers met van die voorste professionele musisië van die Kaap, die orkesspelers en die soliste. So dit was vir my en die koor altyd 'n wonderlike interaksie met hulle. Louina, julle is baanbrekers. 'n 25 jaar is 'n lang tyd. Nou as jy nou so moet terugkyk, was dit die moeite werd? Dit was beslis die moeite werd gewees. Is 25 jaar van rykdom. Want ons was nog klein toe ons begin het. Maar 25 jaar is 'n lang tyd, ons was jonk. Ons praat altyd van toe ons klein was. En ons was so vol moed en entoesiasme om alles aan te pak. En ons het so geglo in wat ons doen. En daarom wil ek so half hulde bring aan die Libertas koorlede wat deur die jare vir ons ondersteun het en by ons gestaan het en ons het so 'n hegte familie geword want jy beleef so dinge wat jy nooit andersins sou kon beleef nie. En nou het julle groot planne vir die 25ste verjaarsdagkonsert. Ons is baie opgewonde. Ons gaan 'n musical doen wat die naam is The Choir met 'n dash, die koor, The Libertas Story, waar die koor die toneelspelers gaan wees en hulle gaan hulle eie stories van 25 jaar deur musiek en 'n kort teks vertel. En Basil Apollos gaan ons regisseur wees en Camilo Lombard met sy Top Dogs. Hulle gaan van die begeleiding doen en die tussenin musiek. So ons is fisiek opgewonde want die koor gaan die hoofspelers wees.